Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Iets wat nogal kosbaar is rondom die skurwejantjies is daardie kleintjies is slegs elke 2 jaar tot 3 jaar wat daar 'n werpsel sal wees en dan is dit ook net 2 of moontlik 3, maar die meeste van die gevalle net 2 kleintjies wat dan uitgebroei sal word. Hierdie kleintjie is omtrent so lank soos wat dit van 'n mens se palm is, net voor die gewrig tot by daardie langvinger se punt. So omtrent so 11-12 cm wat hy moontlik lank is. Wanneer dit kom by die woord van die Here, is daar altyd iets kosbaars wanneer dit kom by die opdragte wat die Here Jesus Christus gee. En dit gaan juis oor dat die woord van die Here vir ons leer dat die opdragte van die Here is nie swaar nie. Deuteronomium 30 vers 11. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. Wanneer die Here dan ook vir ons sekere reëls gee, verantwoordelikhede, gebooie, wette, is dit juis dat ons as kind van die Here dit moet gehoorsaam en dit is nooit te swaar en te groot dat ons dit sal kan doen nie. Daarom het die Here vir ons sê, dis nie te swaar nie en dit is nie ver van my af nie. Dink maar aan die groot gebod wat die Here dan ook vir ons gegee het, as hy dan ook vir ons sê, dat ons die Here, ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. En dan ook die tweede wat aan hierdie gebod dan ook gelyk staan, is dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. God gee nie vir ons 'n gebod wat te groot is om te onderhou nie. Hy sê dit ook daar in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Hy gee nie vir ons iets wat te swaar is en 'n las wat te swaar is vir ons om te dra nie. En daarom het Dawid ook sê, ek sal op die weg van die gebooie wandel, want u verruim my hart, omdat God my hart vol gemaak het met sy liefde en sy genade. Daarom wil ek dit graag dan ook doen. En weet ook dat in hierdie omstandighede, dat God se gebooie nooit te swaar is vir ons om te dra nie. Daarom nooi hy ons en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. God se gebod is nooit te swaar om te onderhou nie. Hebreërs 8 vers 10 gee ook vir ons, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Die wet van die Here was nog nooit te swaar om te onderhou nie. En wanneer hy vir ons ook sy wette gee, dan kom hy en hy skryf daardie wette in ons hart in. Daarom dat 'n kind alreeds van kleins af, hy weet wat is reg en wat is verkeerd. Die ouer hoef hom nie te leer wat is verkeerd nie. Daardie wet is in sy hart ingegrafeer. En net so in ons harte, om te weet wat is reg en wat is verkeerd, om op die regte weg te wandel. En dan laastens, soos die psalmdigter in Psalm 19 vir ons sê in vers 11, hierdie wet van die Here, as hy dan praat van die Here se wet, en hy praat van die gebooie en die bevele van die Here, sê hulle is begeerliker as goud, ja, is baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. So is die wet van die Here ook vir hierdie psalmdigter. Ek wonder hoeveel van ons aanvaar die wette van die Here, die woord van die Here, dit wat hy vir ons gee, die riglyne waarbinne ons moet lewe, juis om ons te beskerm en te bewaar, dat ons dit ook as begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop ervaar. Mag die Here dit ook so vir ons dan kom doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u gebooie vir ons gee, wette, en dat ons daar binne kan lewe, omdat ons u liefhet, en stel vir ons daartoe daagliks in staat. Amen.